waar is Jesus in jou lewe? Waar is hy regtig? Ons almal praat van hom. Organisasies praat van hom, hulle open met hom. Politieke partye open met Jesus. En daarna moet hy partykeer een kant gaan staan. Skole open met hom. En dan sommige skole, hy moet na een kant staan. Saulus leer maar, daar in die tente sit 'n praat, en oor oorlog gepraat, en ons gaan hierdie land oorvat, ons gaan dit doen. Is dit nie vandag nog so nie? Hoor jy hulle nie, hulle praat, maar hulle het niks gedoen nie. Al biefblikkies weggesteek, hulle het vir Goliat doorskree, hulle het dit gedoen, hulle het gepraat, niks gedoen nie. Toe kom stap 'n jong rooikop mannetjie verby, Dawid, en hy verslaan vir Goliat. En dit is wat ons moet wees, met take over. Maar dit daar gelaat. Ek dink almal het opgeklim, ons kan maar 'n bietjie gesels, en daarna kan ons dit bietjie vertel. Nou ja, ek wil begin, kom ons open met gebed. Dit is belangrik waaroor ek wil praat. Waar staan Jesus in jou lewe? Jy suffer. Jy sukkel met geld, jy sukkel met dit, jy sukkel met dit, maar jy het Jesus op die lippe. Maar waar staan jy met hom? Is soos 'n ou wat staan en rook met longkanker. Gister weer 'n vrou wat sê sy versmoor van emfyseem. En net daarna is daar iemand wat vir my sê, moenie oor rook preek nie. As daai vrou 20 jaar terug 'n rookpreek gehoor het, oor rook, moenie rook nie, en sy het nie gerook nie, was sy vandag gesond. Sy het 3 toestelle om haar aan die lewe te hou in haar huis. So, ons praat oor hierdie goed. Hier begin ons, kom ons bid. Vader, seën hierdie boodskap in Jesus naam, want dit gaan oor U. Waar is U in ons lewe? En ek vra nie vir U die vraag nie, ek vra vir ons die vraag. Waar laat ons U toe? Want U sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as jy my inlaat, sal ek saam met jou maaltyd hou. U breek nie die deur af het. U forceer dit ook nie oop nie. U kom net daar waar die mens U toelaat, in Jesus naam. Amen. Assai, kom ons praat so 'n bietjie lekkerigheid. Ek wil begin om vir jou 'n verhaal te vertel. Iemand trou. En hierdie dogter is verskriklik lief vir haar pa. En haar pa kom troue toe. En sy sê, papa, jy kan by die opening wees, jy kan by die heildronke wees, jy kan die eerste dans met my doen. Pa, ek is verskriklik lief vir pa. Pa moet hierdie troue betaal, pa ook. Pa is alles in my lewe, pa. Maar pa, na ons gedans het met pa bietjie eenkant te staan, want ek het pelle wat nie Christene is nie. En ek wil hulle ook akkommodeer. Pa moet eenkant toe staan na ons gedans het. Klink dit reg? Kan dit so gebeur? Of moet jy liewer sê, pa, hier gaan 'n paar pelle wees wat nie so lekker is nie, maar pa is heeltyd welkom. Maar kom ons beïnvloed daai pelle en ons verander hulle ook. Maar om vir pa te sê, jy's welkom in die opening, daarna moet jy wegstaan. Kan ek vir jou sê, ons ANC doen dit. Ons DA doen dit, by baie funksies. Hulle open met Christus. Baie skole doen dit, baie skole is baie wonderlik vir die Here. Hier's pragtige skole waar my kleinkinders nou in is wat ek sien, wonderlik. Maar hoor gou, party skole open met Christus. En daarna is dit 'n ander storie. Daar's mense wat open met Jesus, daarna word die drank oopgemaak. As mense wat open met Jesus, daarna volg die vuil grappe. As mense wat sê, ons is 'n Christen organisasie, ons is 'n Christen party, ons is 'n Christen dit, ons is 'n Christen dat. Maar is net by die opening. Pa is net welkom by die opening van die huwelik. Daarna moet hierdie pa, ons hemelse pa, eenkant toe staan. Want ons wil plek maak vir die ongoddelike. Ons is so bang ons sit hulle af. Ek was in my laaste, ek is 33 jaar nou by die Here. En van dit was ek 25 jaar in Christen organisasie, hoor praat die donkie daar agter op hulle. 25 jaar betrokke in Christen organisasies, Christen politiek en alles. En ek moes altyd veg. In 'n Christen organisasie veg vir Christus se voortbestaan. Dis my die ergste. Weet jy hoekom nie? Nou hoor nou mooi. Dan sal mense sê, "Yes, bring Jesus in. Yes, Jesus is alright."
Ek onthou vorige partye wat ek in was. Daar sê hulle, maar moenie sy naam op die plakkaat sit nie. Dan raak hulle bang. Weereens, toe ek 'n tyd terug campaigning gehou, moes ek geveg het om op te sit, take biblical values to parliament. Ek moet eers met die Christene veg om dit op te kry en daarna kan ek dit doen. Hoor gou mooi. Daarom wil ek vandag met jou praat. Christus het 'n plek by van die Christene waar hy mag wees en dan moet hy eenkant staan. Hoor gister 'n vrou sê, onthou net ons kyker ook vir non-Christians. Daarom kan ons nie 'n Bybelversie op daai page sit nie. En ek hoor gister iemand sê, haal 'n Bybelvers af. Nou, ek gaan nou nog noem watter organisasie se goed, ek wil nie daaroor praat nie, want ek is besig met hulle en hulle het goeie leierskap. Dit is individu, dit is nie die organisasie nie. Daarom gaan ek dit nie noem nie, maar hoor gou mooi. Julle moet net een ding weet, ek gaan julle nooit mislei nie. Ek sal nooit op hierdie plek kom en sê ondersteun daai organisasie, ondersteun daai skool, ondersteun daai partye, ondersteun daai bediening en dit, as ek weet daar's nonsens. Ek sal dit nooit doen nie, ek sal nie vir julle lieg hê. Maar, hoor gou hier. Die persoon sê, haal af die Bybelverse. Want daar is iemand wat gelief het nou en hy's nie 'n Christen nie, dat ons hom ook kan betrek. Is dit dan nie reeds die Bybelvers wat die non-Christian moet change nie? So ek en jy moet Christus nie gebruik op sekere plekke nie. Ons moet ons woorde mooi kies om nie oor hom te praat nie, sodat ons die ongoddelike kant tevrede stel. OK. Kom ek wil so 'n bietjie praat. Ek kyk nou net voor ek opgaan, want ek het bid baie intens oor die ding. En ek bid vanoggend en die Here sê, kom ek maak met julle, net op my oë toe maak, sê God se Gees my, kom ek maak met julle wat julle met my maak. Ek help julle net in sekere gebiede. Sekere gebiede help ek julle glad nie. Want die Here gee my vers, hy sê, I will never lose you or forsake you. Ek sal jou nooit los nie, en nooit sal ek jou verraai of verstoot nie. Nooit. 100% commit God aan die mens om te sê, ek sal jou nie verlaat nie. Die mens kom en sê, ek kom met die 100% nie. U is baie welkom, ek open met u, soos by die troue. Ons gaan lekker sing, ons gaan ons hande in die lug steek, ons gaan God loof en prys, ons gaan u naam nog op ons plakate sit, op ons vormpies sit, op ons pamflette sit, maar daar sekere gebiede, ons page, moet u nou net nie 'n teksvers opsit nie, want ons wil die ongoddelike, die non-Christian wil ons ook betrek. So Jesus staan net daar een kant toe. Hoor ons wat ons sê. Hoor ons wat ons sê. Hoor ons regtig wat ons sê. Ek het 'n besigheid en ek sê, jy kan oral oor die Here praat, maar moenie hier by die besigheid oor die Here praat nie. Ek is in die polisie gewees en ek was verbied na my bekering om tussen 8 en 4 oor Christus te praat in die polisie. En ek het na die kolonel toe gestap en ek het vir hom gesê, presies wat in Handelinge staan wat Petrus en Johannes ook gesê het. Julle moet besluit wat reg of verkeerd is, maar ek sal oor Christus praat. Daai kolonel, as hy sy asem uitblaas, het hy Christus nodig. Maar tussen 8 en 4 sê hy vir sy manskappe, is Christus nie welkom nie. Luister nou baie mooi. Ek wil net gou teruggaan. Ek verstaan die godsdienstgedeelte in dit. Jy kry ongelukkig mense op groepe as jy hulle toelaat, 'n gebedsgroep, dan sal hulle oordonder met teksverse, sommer 30 plaas, en dan stry hulle oor vrymetselary, en dan stry hulle oor abortus, en dan oor rook, en dan oor die 7de dag, en dan oor die talit, en dan oor varkvleis. Wow, dis nie waarvan ek praat nie. Daar is nie die gospel nie. Jy is nie met die evangelie besig nie. Jy is met stryery besig. Daai goed, stem ek saam. Verbied dit. Sê ons praat nie oor daai goed nie. Hier, maar om 'n Bybelvers te plaas. En nie 80, 30 Bybelverse 'n dag wat jy mense net omkrap nie. Ons het wysheid. Hierdie geval wat ek van praat is wat 'n man vir 'n jaar lank plaas op 'n groep 'n Bybelvers, een Bybelvers elke dag. En 'n vrou wat sê sy's 'n Christen kom sê,
Haal daai Bybelvers af. Dis nie aanvaarbaar nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Ek is so omgekrap soos ek hier sit. Het smaak, ek kan name noem en goed praat, maar ek moet met wysheid optree, want ek moet God se saak beskerm. God se saak is belangrik. Nou hoor gou mooi. God se oë deurkruis die aarde en hy soek die harte wat onverdeeld op hom gerig is. As jou man of vrou meer liefhet of jou kinders is vir God, het jy 'n probleem. Ek wil vandag vir julle aanspoor om God deel te maak vir jou lewe, nie net op Volksblad, sê hulle, 'n Wetsdorp, Christian de Wet, skool. Ek het nie die hele artikel gelees nie, so ek wil my nie heel uitlaat nie, maar ouers is kwaad, omdat hulle kom bekering preek het by die skool. Jy mag oor Jesus praat, maar moenie oor bekering praat nie. Jy mag oor Jesus praat, moenie oor die doop van Jesus praat nie. Praat net 'n half oor Jesus. Praat net altyd, Jesus het jou lief. Jesus is genadig. Jesus is wonderlik. Maar moenie die ander goed praat, want Jesus wil hê ons moet ook wonderlik wees en ons moet ook anderster wees. Hoor gou mooi, ek sê vandag vir jou. Ek en jy kan nie Jesus uitlaat nie. Suid-Afrika lyk so met as Jesus uitlaat. Ons skort mense in die parlement wat opstaan en sê, so sê die Here. Maar nie daarna, kom ek noem gou vir 1 of 2 gevalle. Peter McKenzie sê, hy loop met die Bybel. Maar gaan op sy website, Tweede Alliance wat is met die LGTB. So wat beteken dit? Ek vra vir jou, daar sê iemand, Lisel Venter, is dit Kobbie se vrou? Hoeveel Christene is eerder people pleasers in plaas van God pleasers? So hartseer. Lisel is jy. Nou maat. Sy vrou, hy jubel nou in die hemel. Yes, ek is lief vir hy man geweest. Dis nou 'n man wat ek gelyk as 'n pel. Ons kan gelag het, as hy nou hier op was, het hy saam gepraat. Prys die Here. Maar wat ek wil sê is, dis presies wat sy nou sê. Ons wil menspleasers wees. Ek het gekry, ek word genooi, Gobabis in Namibië. Ek bly in Kimberley, nou werk hom uit, ek dink is 1800 km intoe. En die man sê vir my, kom praat by ons Afrikaanse Sakekamer. Ek moet seker geweet, dis 'n klomp broederbonders. Weet jy, is hulle almal nie? Dit weet ek nie. So ek sê nie almal is by die Afrikaanse Sakekamer dit nie, en vrymeselaars nie, ek sê nie dit nie, maar sommige. Kom praat by ons oor vrees. Ek sê vir hom, ek kan net oor Jesus praat, as ek oor depressie, stres, vrees en daai goed praat, en kom maar. Hy sê maar is reg. Ek ry 1800 km met my vrou en my kinders was nog klein. Toe ek Gobabis inry, stop ek by sy kantoor en ek bel van daar, vra waar is hy? Hy sê, jong, ek wil eintlik iets vir jou gesê het. Kan jy die naam Jesus uitlaat, want daar gaan moslems wees en daar gaan Jode wees. Ek sê vir hom, hierdie Jesus het 1800 km saam met my nou gery. Hy het my opgepas. Nou moet ek vir hom sê, staan net gou een kant toe vir die uur, ek gaan praat, maar sonder jou. Die antwoord is dan Jesus. Hoe vertel ek hulle oor vrees en depressie sonder hierdie antwoord? Maar mense klik hierdie storie nie, hoor. Hy sê, nee, ons gaan hulle te nakom, die Jode en die moslim. Nee, as ek die naam Jesus gebruik, gaan ek hulle voorspoedig maak met hulle. Ek gaan hulle nie te nakom, ek gaan hulle eintlik help. Om die naam Jesus te verswyg, help jy nie iemand nie. Ja, as jy hom kap, jy gooi hom so, en jy kap iemand met Bybelverse uit. Dis iets anders. Ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nie daarvan nie. En ek gaan na daai man toe. Hy sê, nee, daar kan ek maar gaan. 1800 km terugry. Ek het gegaan, ek het nie gepreek nie. Want ek kan nie die naam Jesus uitlaat nie. Ek hoor vanoggend van 'n security company wat 'n groep het in 'n dorp. En hulle sê, asseblief moet jy hier godsdienst bring. Nou daarmee stem ek saam. Nie sit te praat oor jou 7de dag, 6de dag, en talit, en los daai tipe goed uit. Maar, ek dink dit sal goed wees, dat elke groep sê, kom ons open maandag met 'n teksvers. Dat ons vir God in alle gebiede inbring. Hulle sê dat hierdie security sê alle goed.
Baie groepe, vuil grappe, alles. Maar moet net nie 'n teksvers sit nie. Nou, hoor gou, ek het ook 'n gebedsgroep waar ek sê, almal gaan nie elke dag teksverse plaas nie. Daar's 200 en iets mense op. As elkeen plaas, dan verloor ons karakter. Dit is 'n groep om waar ons wil bid. En ek stem saam, sê ek het 'n politieke party page. Dan kan almal nie kom in 50 teksverse plaas. Dit sal eintlik wonderlik wees. Nee, ons moet iets plaas oor potholes ook. Ons moet iets plaas oor Rasool nou ook. Maar ons moet die teksvers elke dag daar hê. Want dit gaan oor Christus. Mense, waar staan Jesus in jou besigheid? Is hy in jou boeke? Einde van die maand word die 10de oorgeplaas na Jesus toe. Is hy daar? Of is hy nie daar nie? Kom ons kyk 'n bietjie. Jy geweet, ek sê weer, die ANC open met Christus. Die DA open met party. Hier in die Namakoland dink hulle die DA is 'n Christenparty. Maar die DA het abortus ingestem, at LGTB staan hulle voor, wil dink is 'n Christenparty. Hulle is van die pad af, man. En elkeen wat vir hulle stem, is van die pad af. Ek sê dit vir jou, as jy 'n ding ondersteun wat man en man trou en vrou trou en abortus ondersteun, so 'n organisasie, is jy nie by God nie. Jy kan Jesus hoe op jou lippe hê. Moenie vir my vertel jy bid in jou binnekamer. En God laat jou toe om vir 'n ongoddelike te stem. Daarom wil ek hê Christenpartye moet suiwer wees. Ek is al gesê deur 'n vorige Christenparty so 15 jaar terug. As ek al gesê, moenie Jesus opsit op die plakkaat nie. Toe gaan sit ek dit in elk geval op. Toe sit ek op, ek en my vriend François van Wyk af van Calvinia, Jesus is the answer. Sommer eerste of week het is 'n getuienis gekry van 'n ou wat net in 'n huis kom inhardloop het en bekeer het, net oor grond van Jesus is the answer. My Jesus, as hy nie in politiek saam met my kan wees nie, of hy moet uitstaan by sekere plekke, dan is ek nie daar nie. As my Jesus nie in 'n organisasie en 'n bediening kan saam, dan is ek nie daar nie. Daar staan tot kerke wat hulle open met Christus en daarna sypel op die bazaar. Waar val jy uit? Waar is hierdie Jesus? As kerke wat open en trou hulle 2 mans of 2 vrouens. Jy gebruik Jesus se naam om hulle te trou. Jy laster. Jy bring 'n oordeel oor jou wat jy nie besef nie. Jy nie in sulke plekke sit nie. Gister bel 'n vrou weer, help my. Maar sy's in 'n kerk wat man en man trou. Ek sê, gaan vra jou dominee. Want jy wil sit in 'n onheilige plek. Maar ek moet jou kom help. Mense, ons moet 'n slag die waarheid in die oë kyk. Ek wil God tevrede stel. Ek wil vandag vir jou vra, in jou werk, in jou huis, in jou politiek, waar is Jesus? Ek kan nie 'n politieke party ondersteun met abortus toelaat, maar hulle loop met die Bybel in die hand nie. Ek kan nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy moet die Here dien soos nog nooit. Ek sê gister vir hierdie persoon wat sê haal af die teksvers vir 'n ou. Ek sê jy is 'n Judas. Want jy's 'n Judas. As jy sê, vanoggend sê hulle vir my, ek was te hard op hierdie vrou. Ek was daar. Sy kon maar gister hard wees op Jesus. Sy kon maar gister Jesus vertrap. Want dis wat jy doen. Jy kan Jesus hoe op jou lippe het, as jy hom uithaal, dan haal jy hom uit. Ek verstaan nie die mense nie, hulle hoor nie. Dan besit jy nie die Heilige Gees nie. Weer sê ek, hou my dop die volgende week. Praat ek miskien weer oor hierdie onderwerp met name by. Maar okay. Ek wil vandag sê, daai ouers wat nou weer by die skool gesê het, hulle steun hierdie bekering preke. Wil jy nie graag hê jou kind moet hemel toe gaan nie? Wil jy nie graag hê jou kind met 180 grade draai nie? Ouers wil hê, dis hoekom hulle op rehab sê, my kind kan maar rook, hy moet net van dwelms afkom. Nee, wil jy nie hê jou kind moet heel reg kom by Christus? Pa, ma, hoe kan jy vir jou kind 'n sigaret gee of 'n dop gee? Van kleins af word party kinders, ek sê nou vir jou, as ek moet sien onder 16 gee jy vir jou kind sigarette of drank, ek sal jou aankla, ek sal laat jy tronk toe gaan. Hierdie wat so in die kar sit te rook by hulle kinders. Nou die oggend sien ek weer, sit die babatjie in die kar, sit 'n rookie maar hier voor skool. Sies man.
Of jy jou kind longkanker, of vertel jy jou kind lief, jy lieg. Jy lieg. Hoor gou? Kom maar kyk net wat moet ek nog hier praat. Joshua sê, ek en my huis. Julle kan doen wat julle wil, maar ek en my huis sal die Here dien. Hoor gou mooi, ek wil afsluit om te sê, die Here dien beteken nie, ons bid vir kos in die huis, ons bid as ons nood het, ons vra vir die karpaaiement, ons vra vir alles, maar wanneer ons Saterdag aand die dop uithaal en die braaivleis opsit en die vuil grappe vertel, met Jesus een kan staan. En gaan wat's maar hierdie wat altyd sy naam so, hulle fight meer oor dat hulle bang is sy naam word te veel gesê, as wat hulle fight om sy naam in te kry. Hy is die antwoord, hy is alles. Hoe kan jy nie aan sê, Here, U is my alles? El Shaddai, the God of plenty. Hoe kan jy dit bid? Hy is my alles. Maar daarna sê jy, haal hom uit. Ek het al gesit waar konstitusies geskryf is, waar mense worstel met daai naam. Jy kan sien, hulle wil hom so graag uithaal, want hulle wil die ongoddelike ook bereik. Jy bereik reeds die ongoddelike met daai naam. Not without Jesus. You reach the ungodly with the name of Jesus. With a Bible verse. With the Bible. Ek wil net so 'n bietjie my kop gaan nou daar in die son in, net so 'n bietjie vorentoe sit. Ek wil afsluit en ek wil bid vandag vir ons. Ek wil net vir julle sê, ek gaan nooit vir julle lieg nie. Julle kan my maar openlik vra. Ja, ek sien daar Jan Leonie van Vierensvraag. Laat jy jou seun met 'n ander seun. Okay. Ek verstaan regtig nie. Daai selfde ouers wat nou nie wil hê die bekering moet gepreek word by skool nie. Hulle sit Sondag in die kerk. Kan jou guarantee 90% van hulle wat klaar sit Sondag so in die kerk. Hulle is liberale. Weet jy wat is 'n liberaal? Dis wat die DA is. Ons land is vrot van liberale. Alles is reg vir hulle. Maar pas op, as dit by Christus kom, dan raak hulle opstandig. Ek was 10 jaar in 'n seat vir 'n Christenparty in Kimberley. In Solplaatjie munisipaliteit. Kan ek vir jou sê, wanneer ek die naam Jesus gebruik het die DA gemanifesteer. Maar voor die tyd, dan wil hulle ook open met Christus. Maar wanneer die tikkie die teerslaan, dan wil hulle het so kwaad geraak, soos oor genade doodpraat, en ek sê, julle kan nie mense doodmaak nie. En as ons praat oor aborsie, moenie laat julle mislei word die mense. Dien die Here werklik. En nou vra ek vandag vir julle, kan ons hom oral kies? As jy 'n besigheid het, as jy bereid om 'n plakkaatjie op te sit, Jesus is die antwoord. Jesus like jou. Of gaan jy sê, nee, ek het te veel moslim kliënte, ek gaan geld verloor. So, waaroor gaan dit vir jou? Kan ek vir jou sê, Abraham kom by die Here, hulle wil vir Abraham klomp goed gee. Abraham sê, dan sê julle die my ryk gemaak. My God maak my ryk. Abraham sê, my God maak my ryk. Kom ek sê vir jou, julle gaan nou sien, ek gaan nou poeier verkoop op die ding, en ek gaan gebraaide pap verkoop. Op my goed sit ek Jesus. Ek prosper net nog meer. Met hierdie meele, môre bring hulle weer 'n vrag mielies. Dit gaan net nog beter. Hoe meer ek Jesus gebruik, hoe beter gaan dit met my. Met Jesus gaan ek 'n oorwinning. Met Jesus kry ek die ongoddelike by hom. Ek gaan eet by moslems, dan praat ek oor Jesus, dan sê hulle, jy kan maar bid voordat jy eet, want ons weet jy glo in Jesus. Ek hou nie daai naam toe nie. Ek kom nie by sekere goed en ek sê, ons gaan nie hierdie kontrak kry as ons oor Jesus praat nie. Anders het films gemaak, en by kyk net dat hy, by baie het hy nie ingekom nie, want jy moet 2 mans by mekaar hê, of 2 vrouens in jou film, en luister nie, ons het dit nie gekompromeer nie, dan kry ons dit maar nie. As Jesus nie die middelpunt is nie, ek bid vir my transaksies voor hy hou. Hy kan 'n moslim wees, hy kan 'n hindoe wees, hy kan wat. As in jou hart is, kom ons bly so 'n bietjie stil, of jy dak en dive so 'n bietjie oor die naam Jesus.
want jy wil die geld kry, is jy nie by God nie. Ek sê dit vandag vir jou, dan is hy nie 100% in jou lewe nie. Ek praat in die week verder met julle. Ek worstel, julle moet vir my bid. Ek sit met 'n groot worsteling oor hierdie ding, wat mense Jesus se naam wil uithaal. Ek behoort in baie situasies en organisasies en goed, wat ek laat vorentoe gaan, en ek behoort aan Christenorganisasies. En die Christenorganisasies kom, en hulle wil die naam partykeer, nie daai nie, of hy mag hier wees, hy mag daar wees, maar hy moet nie daar op daai page wees, 'n Bybelversie. Jesus of alles, of niks. Toe hy hang in die kruis, toe sê hy nie, ek hang net hier. 10% hang ek nie vir daai dinge nie. 10% hang ek nie vir dit. Hy sê, ek sal jou nooit los nie, en ek sal jou nooit begewe nie. I will never forsake you. Nooit! Nou kom ek sê, Here, ek kan nie die woord never gebruik nie, ek gaan net 95% gebruik, tot my voordeel. Maar ek bid in my binnekamer, Here, gee my môre hierdie transaksie. Maar wanneer die transaksie besig is om plaas te vind, dan ken ek nie, gou u naam net stil bly, net in die binnekamer. En wanneer die transaksie uitkom en ek kry die geld, dan kry hy nie die 10de nie. Dan is hy ook uit die storie uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê? Wil jy prosper? Mense is verskriklik, ek mag iets so sê nie. In my God prosper ek. Ek het aanvalle, ek word gevloek, ek word alles. Maar ek kan vir jou sê, dank die Here, waaroor ek gevloek word, is oor sy naam. As tot mense gesê, daai trailer, Porter wil daai een valshou hier op die, het gesê, jy kom nie in Porterville met daai trailer nie. Maar sy hele Facebook is vol teksverse en goed van die Here, maar ek kom nie in Porterville. Daarna 2 mense in Porterville my uitgenooi. So ek kom daar. Ken hom in al jou weë. Dankie vir daai skrif, Smit. Ken Jesus in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons verander daai skrif. Ken Jesus net in sommige weë. Moenie hom nie in alles ken nie. Ken hom in sommige weë. Jesus mag by ons opening wees, Jesus mag daar wees, maar Jesus mag nie op 'n spyts wees nie. Ja, so nou en dan ons kan praat oor hom, maar hy mag nie 'n teksvers op 'n spyts sê nie. Kom ons ken nie vir Jesus. Sien jy hy billboard? Ek ry sy naam oral. Ek proklameer sy naam. Hy sê in Psalm 105, proclaim my name. As my God sê, proclaim my name, en ek gaan in 'n politieke party in, dan sit ek sy naam op daai plakkaat, ek proclaim hom. Ek sit hom op die pamflet, ek sit hom op die page, ek sit hom oral. I proclaim his name. He say in Psalm 105, proclaim my name, proclaim my name. Nou kom jy en sê, no, moenie oral proclaim nie. Hou partykeer af, en die persoon sê net hierdie ding, want daar het iemand gelef, en hy's non-Christian, en ons offend hom. My God het u gesê, moenie my naam oral sit nie, julle sal mense offend nie. Maar Jesus het reeds gesê, ek is 'n hoeksteen. Ek is 'n struikelblok vir party, want oor my naam sal party struikel, het Jesus gesê. Hy het dit gesê. Hy het nêrens gesê, julle kan duck and dive met my naam nie. Hy het wel gesê, wees opreg en soos 'n slang, wees slim soos 'n slang, slinks, wat hy daarmee bedoel het, is, jy het wysheid met alles wat jy aanpak. Maar hoor gou mooi, proclaim his name. Die wysheid is, ek gaan nie daai bord vat, en by die moslimse yard inry, en sit 'n ry al in die ronde voor die moskee nie, dis krap, dit sit ek hulle af, ek wen hulle nie. Maar as die moslim verbykom by my page wat ek Jesus opsit, of hy kom ry by die straat verby waar hy naam op is Jesus, I proclaim his name. Ek sluit af. Hy sê in Psalm 105, proclaim my name. Kom bewys jy dit vir my anderster. Julle wat sy naam wil afhaal, julle wat sy Bybelversies wil afhaal, julle wat die Bybel slagspreuke wil afhaal. Kom wys vir my waar staan in die Bybel, nie op 'n ander plekkie, in die Bybel, dat ons moet 'n bietjie duck and dive, dat ons die ongoddelike, die non-Christian ook kan betrek, moet ons nie sy naam oral hê nie. Hoe gaan hy non-Christian vrykom?
Ek dink ek het my goed uitgespreek. Ek dink ek het genoeg gesê. Al wat ek jou vandag sê is, ek het hom lief. Ek gaan hom dien. Hierdie mense wat nou sy naam so uithaal, sal dit ook uithaal as dit gebeur soos in Sirië. Hulle sal weghardloop. Hulle sal nie staan daai dag nie. Moenie vir my sê, ek sal dood vir Christus, maar jy kan nie lewe vir hom. As jy bereid is om dood te gaan vir Jesus, dan moet jy ook bereid wees om te lewe vir hom. Jesus het julle lief. Kom ek doen 'n gebed. Vader, in Jesus naam bid ek vir elke besigheid, elke huisgesin. We proclaim this name, Jesus. In Hebrew, Yeshua, Yeshu, Isa. Al die verskillende name oor die wêreld, maar ons weet die identiteit is, God het 'n seun, en dis vir hom wat ons aanbid. Here, ons proclaim u naam, en ons sal u naam uitroep. En Here, waar ek hierdie 50.000 kilometer deur Suid-Afrika ry, en ek kan vloek, skel te kere gaan, daai naam sal ons nie afhaal nie. Daai naam sal ons nie afhaal nie. Dankie, die Here seën.